"2000 jaar gelede, een middag om 3 uur, hang die Seun van die mens aan die kruis. Blaas die Seun van God sy laaste asem uit, skeur die voorhangsel van die tempel middeldeur. Deur sy bloed baan God vir ons 'n weg, vrye toegang tot die heiligdom. Op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei, blaas hy elkeen wat in hom glo se voete. 2000 jaar gelede, een middag om 3 uur, word 'n man wat van sy geboorte af lam was, by die tempelpoort neergesit. Petrus en Johannes daag saam met hom daarop, want dis die tyd van gebed. Hier by Mooipoort bedel hy daagliks by die tempelgangers. Op die drempel van 'n weg wat nuut is en na die lewe lei, kan sy lampvoete hom nêrens heen dra nie. In die hoop dat hy iets van hulle sou kry, bedel hy vir aalmoese, soos elke ander dag. Geld om sy familie te help wat hom onderhou, geld om kos mee te koop, geld vir die huur. Geld het Petrus nie, maar wat hy wel het, dit gee hy. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Deur hierdie wonderwerkende krag word sy enkels sterk en staan hy op. Vir die eerste keer sedert sy geboorte stap hy self deur Mooipoort se groot koper dubbeldeure, ryklik versier die tempelhof binne. Hier, heeltemal buite homself, spring en dans hy van vreugde. Loof en prys hy die Here, want dit wat hy ontvang het, is so ver verhewe bo wat hy gevra het, so uit proporsie meer as wat hy ooit kon dink of bid. Hy het gedink dat die antwoord op sy probleme geld en goed was, maar Petrus het hom gewys dat die antwoord Jesus was. Dit was my en jou verhaal, medegelowige, vir ons eie 3 uur die middag ontmoeting met God. Dit is vandag nog te veel ander se verhaal. Te besig om rekeninge te betaal, dubbele skofte te werk, besighede te red, kos te koop, sit baie mense, net soos die verlamde, elke dag buite Mooipoort en bedel. Lam gelê deur hulle hulpelose liggaamlike toestand, besef hulle nie hulle groot geestelike nood nie. Buite die teenwoordigheid van God kan hulle nie getuig van of sy heerlikheid of sy heiligheid nie. Is hulle onbewus van sy verbond, sy vrede en sy veelvuldige beloftes. So naby die ingang en tog so ver, beperk en bepaal die bekommernis van môre hulle denke, hulle besluite, hulle hele lewenswandel. Vriende, net soos die verlamde man, kan ons nie onsself red nie. Net soos geld, 'n goeie opvoeding, die wetenskap of selfs goeie werke ons nie kan red nie. Dis 3 uur die middag. In hierdie uur van genade reik God uit na jou. Vandag, as jy sy stem hoor, moet jy nie hardkoppig wees en jou hart verhard nie, herinner die skrywer aan die Hebreërs ons. Dit aan die een kant, en aan die ander kant is daar Petrus en Johannes, 2 disippels van Jesus. Petrus het sopas 'n fenominale preekgeleentheid gehad tydens die uitstorting van die Heilige Gees. 3000 mense is op daardie enkele dag bekeer, en tog het dit nie na Petrus se kop gegaan nie. Hy verstaan dat God ook vir die een omgee. God nooi ons om by sy werk betrokke te raak. Dit maak nie saak of dit in 'n ander land, kultuur of gemeenskap as joune is nie. Dit maak nie saak van watter sosiale klas die mens is en of hulle oud of jonk is nie. Wat belangrik is dat God ons uitnooi om saam met hom te wandel. Hudson Taylor het graag getuig dat God vir hom gesê het, ek gaan China evangeliseer, en as jy saamstap, sal ek dit deur jou doen. Dis 3 uur die middag, en God is nog onverpoos aan die werk. Sy uitnodiging is dieselfde. Ek gaan die skool evangeliseer. Ek gaan die werk evangeliseer. Ek gaan in die informele nedersetting evangeliseer. Ek gaan in die hospitaal evangeliseer. Ek gaan in die tronk evangeliseer. Ek gaan in die parlement evangeliseer. As jy saamstap, sal ek dit deur jou doen.